Kobus. Nommer 1. Die tegnologie is maar net ene. Mens weet nooit wat kan gebeur of wat kan verkeerd gaan of wat nie, en dan moet mens maar aanpas. Maar gelukkig kan ons wat jy die pad kry. Gelukkig kan ons aanpas en kan ons 'n plan maak. Daar's nou weer vanoggend hierdie gevlieg ook, so ek weet nie, dis ook nou weer terug. Dit is, ja, ons weet nie altyd wat aangaan nie, maar ons pas maar aan. Kan almal my hoor daarin? Ons moet nou net seker maak Kobus, hy is ook oopgedraai vir die mense wat inskakel. Ek gaan net gou kyk. Anders gaan hulle nie so goed kan hoor nie. Nou moet ek net onthou om nie, as ons sing, die mikrofoon te gebruik nie, want dan gaan almal my kliphard hoor wat regstreeks inskakel en dit klink dan nie baie goed nie. Dominee Matthewes het een keer ook so gesing en hy het vergeet om sy mikrofoon af te sit, toe hy nou een keer hier preek. Toe sê sy seun vir hom, asseblief onthou nou net om dit af te sit volgende keer. Ons hoor net vir pa. Maar baie welkom hierso vanoggend, dis lekker om hier saam te kan wees. Dis 'n lieflike oggend. Dit lyk my die wind gaan ook stil wees vir vandag, so dis wonderlik dan. Ek sê altyd as die wind nie waai nie, maak nie saak of dit reën of sonskyn is nie, dan sê ek eintlik gelukkig. Maar en al die Suid-Afrikaanse rugbyspan het ook gewen. So vanoggend is ons almal bly, behalwe as jy nou 'n ander land se ondersteuner is. Maar welkom hierso vanoggend. Dit is lekker dat ons weer saam kan wees vanoggend as 'n gemeente. Kom ons sien mekaar raak. Ons is broers en susters in Christus. Kom ons groet mekaar. Dis lekker om weer mekaar te sien ook. Dan, dit is ook, ek wil ook vra of hier enige besoekers is vanoggend. Almal het nou vanoggend 'n palmkruisie gekry, dis Palm Sondag, maar ja, ek en Lolla het dit gemaak, maar ek moet sê ons wil nou nie palmblare sien eintlik vir 'n hele tyd lank nie. Maar is hier enige besoekers vanoggend, want ons gee 'n kruisie. Dis nou 'n ander kruisie wat sê welkom by Nooit Gedag. So as jy nuut by ons is of jy's 'n besoeker, steek asseblief jou hand op as jy wil. Daar is ons 'n hand. Oom Boet sal oom help asseblief. Ek sien nou nie nog hande nie. Is ook vakansie, maar mense is dankbaar. Ons kan nog steeds vanoggend hier saam wees en dis nie net ek wat praat vir niemand nie, so dis ook lekker. Ek dink nou terug aan die COVID tyd wat jy praat met die net die selfoon voor jou. Dit was maar 'n ander tyd. Dit is nie lekker nie. Jy sien niemand, maar jy moet nou maar praat. Maar baie welkom hierso vanoggend. Ek gaan ook vir ons die Christuskers aansteek. Hy het nou nog nie gevat nie. Ons weet waar ons hier saam is die Here ook teenwoordig. Ons het hoop en ons gaan nou in 'n baie spesiale week in. Die laaste week van Jesus op aarde, die groot lydensweek. En ons staan opnuut stil by wat hy vir ons gedoen het en deurgemaak het om ons te red. So dis die hoogtepunt van die hele jaar, van die hele kerklike jaar. En dit is altyd 'n baie spesiale tyd ook. Vanoggend het ons ook daai
twee kante, eintlik 'n spanning. Ons is bly oor Jesus wat gekom het, ons koning, ons verlosser, maar ons weet ook wat lê voor. Waartoe was hy op pad? Die kruis het vir hom gewag. Ons is dit tref ons ook weer op 'n ander manier. Kom ons kom net tot rus in God se teenwoordigheid. Ons maak ons oë toe. Jy kan ook net 'n paar keer diep inasem, uitblaas. Ons leef so besig en gejaagd partykeer, en dan vergeet ons ook dalk van die Here. God is alomteenwoordig. God is teenwoordig in die gewone, ook hier vanoggend waar ons saam is. Here, dit is vir ons 'n geweldige voorreg om saam te kan wees in U teenwoordigheid vanoggend. U is teenwoordig, maar ons is nie altyd bewus daarvan, Here. Partykeer leef ons so vinnig, so gejaagd, en dan fokus ons op allerhande ander dinge. Maar vanoggend word ons uitgenooi om weer op U te fokus. Here, dis by U waar ons hoop kry. Ware hoop. Ons bid, Here, kom ontmoet elkeen van ons vanoggend. Kom gee ons opnuut hoop, maar help ons ook weer om te weet, wie is die een wie ons moet volg, elke dag. Ons bid dit alles in Jesus naam. Amen. Ons gaan so beurtspraak saam doen. Ek sê nou die gedeelte langs voorganger en julle sê die gedeelte langs gemeente. Jesus Christus die Verlosser kom in ons gebrokenheid. Hy bevry ons uit genade van ons skuld en sondigheid. Hy bring vrede vir die wêreld. Sing Hosanna weer en weer. Jesus is ons lig en lewe. Wat 'n vaste sekerheid. Daarom wil ons vandag jubel en oor God se goedheid sing. God se liefde vir die mensdom het sy seun na ons gebring. Broers en susters in Christus, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan nou die Here loof, ons gaan 2 liedere sing, ons gaan staan en die Here loof en prys. Die eerste lied is Hosanna in die hoogste en die tweede ene is Meer as ooit. Kom ons sing saam, daar is nie voorsang vanoggend nie, so ons moet nou, ons sing op ons eie vanoggend. Hosanna
Dis besonder as mens net dink wat die Here vir ons gedoen het, deurgemaak het uit genade, omdat hy ons so lief het. Ons verdien dit glad nie, en dit vul ons met dankbaarheid. Ons is opnuut dankbaar as ons daaraan dink. Jy kan aangaan, Kobus. Jy moet net seker maak die kamera is ook reg, laat mense my kan sien, want ek staan nou ons bietjie laer, anders sien hulle dalk net my hare. Daar op die skerm is nou 'n prentjie van hoe Christene oor die wêreld vervolg word. Dit gebeur dalk nou op ander plekke ook, maar daar is dit waar dit erg is. So meer as 380 miljoen Christene ervaar vervolging en diskriminasie weens hulle geloof. As dit nou in die rooi is, daai lande is dit nou erge vervolging, ekstreme vervolging. En as dit oranje is dit nou baie hoog. Maar so dit gebeur vandag nog, maar die verhaal van die kerk het in lewensgevaarlike omstandighede plaasgevind. Daar word vertel dat in die middel van die 3de eeu, toe daar in die stad Alexandrië in Egipte, was die Christene swaar vervolg. En in daardie tyd was daar 'n vrou met die naam Quinta. Sy is na 'n afgodstempel toe gevat, en toe het hulle haar nou gedwing om daai afgode te aanbid. En toe sy nie wou nie, toe het hulle haar gestenig, toe sy doodgemaak vir haar geloof. Daar is nou nog 'n ander man ook, het klink amper vir my soos Matras, maar was seker Metras. Hy dieselfde het met hom gebeur, en toe hy weier, het hulle sy oë uitgesteek. So is verskriklik erg wat gebeur het. Maar die ding is, die Christene het nog steeds aangehou om Jesus te volg, om hulle geloof uit te leef. So dit het hulle nie gekeer om dit te doen nie. Alhoewel dit gevaarlik was, dit kon jy jou lewe kos, het hulle aangehou. En nou is die vraag, hoekom? En dit is omdat hulle geweet het aan die een kant, Jesus het beloof, hy is by ons al die dae, tot die volëinding van die wêreld. Hy is daar ook, as jy dalk doodgemaak word vir jou geloof. Ons behoort aan hom, of ons lewe en of ons sterwe, soos ons in Romeine 14. So hulle het dit geweet en geglo, my lewe is gered, ek is veilig, my lewe is veilig in God se hande. Maak nie saak waardeur ek gaan, of wat, ons lewe vir Jesus. Maar hulle het ook geweet dat die roete van 'n Christen is dieselfde as Jesus se roete. Dis die roete eers van 'n kruis en dan 'n kroon. So dis eers lyding en dan kom die heerlikheid. So dit moet ons ook besef, en ek dink hierdie laaste week fokus, as mens daarop fokus, dan besef mense dit weet, dis die roete. Jesus het kom ly en sterf, en toe het hy oorwin. So ons moet ook weet, dit kan met ons gebeur. Ons het dit nou baie makliker in Suid-Afrika, ons gaan nou nie vervolg word, as ons nou nie sekere gode aanbid nie. Daar gaan dalk mense jou dalk spot of verwerp, maar dis nie op hierdie vlak so, of soos hierdie wat ek genoem het nie. Maar dan kan mens nou weer te gemaklik raak, met jou geloof. Nou hierso, is nou nie kinders vanoggend nie, maar ek het net so 'n dingetjie wat iets illustreer van ons as Christene. So hierso is nou 'n glas vol grond, hier's baie grond in, en hier's 'n leë glas. Maar as mens nou sal vra, watter een sal die meeste water kan vat, dan sal ons nou sê die leë glas. So jy sal hom nou eintlik heel vol kan maak met water. Maar hierdie ene gaan maar net 'n bietjie kan vat, dan is dit vol. So daar was nou so 'n bietjie, maar hierdie glas hy vat amper die hele glas. So dit wys maar net vir ons, as mens, hierdie grond kan nou verskillende goed wees. Mens kan nou baie goed daar opnoem, maar een ding is hierdie fokus op 'n mens self. As dit die belangrikste ding in jou lewe is, ek leef vir myself, dit gaan oor my, gemak, ek wil net doen wat ek wil, wat my pas, dan sal nie eintlik baie plek vir Jesus nie.
dan gaan mense gaan eintlik maar vir jou raak sien. En nie vir Jesus nie. So, ons moet eintlik vir onsself vra ook in die tyd, wat is dit wat ek na die Here toe moet bring? Wat moet ek ontslaaf van raak? Wat my eintlik leeg maak vir die Here? Dat die Heilige Gees my kan vul en verander en meer soos Jesus kan maak. As ons lief hê en omgee en dien, dan sien mense Jesus in ons raak. As ons dit nie doen nie, dan leef ons dalk vir onsself. Ons moet lewe vir Jesus. So, dis ook vir ons 'n uitnodiging in hierdie week. Om nie net Jesus te loof en prys nie, maar om hom te volg. Dit is nie genoeg om te sê, hy is my verlosser, ek is bly daaroor. Hy is ook ons Here. Hy sê vir ons hoe ons moet lewe. Hy het vir ons gewys. Nou vandag is Palm Sondag, soos ek gesê het, dis die laaste Sondag van lydenstyd. Dit was nou 'n lang tydperk, 40 dae en 7 Sondae, waar ons gereis het en waar ons nagedink het oor Christus se lyding en die lyding in die wêreld. En dit gaan nou so aan tot vandag toe. Dit het nou tot hier gekom. Nou is dit groot lydensweek. Nou dink ons aan Jesus wat op die donkie in Jerusalem ingekom het, maar om te gaan sterf. Hy kom in as koning, maar om te gaan sterf. So dis nou hierdie laaste week. En daar gebeur 'n hele paar dinge, maar dit bou alles op na die kruisiging toe. Na die opstanding wat ons gaan vier. Ons sien uit daarna. So op hierdie dag dink die kerk wêreldwyd na oor Jesus wat sy intog gemaak het in Jerusalem op 'n donkie. Ons is ook so bly soos daai skare oor ons verlosser en Here wat gekom het. Volgens Johannes 12 vers 13 het die mense palmtakke gebruik om hom te prys. So dis nou waar die idee kom van Palm Sondag. Hulle het hom so verwelkom en geprys. Nou ons moet onsself afvra, as ons nou hierdie gedeelte ook hoor vanoggend. Ons gaan uit Matteus 21 lees, vers 1 tot 11. Hoe moes dit gewees het om deel te wees van daai skare? Om te sien, hier kom die lang verwagte koning na. Dit lyk nou of dit nou gaan kom. Mense het baie swaar gekry onder die Romeine, was baie onderdruk. Hulle het uitgesien na die Messias. En nou lyk dit, hier is hy. Ek dink dit moes nogals besonder gewees het. Maar ons gaan 'n bietjie nadink verder oor wat het dit gesê dat Jesus juis op 'n donkie, 'n jong donkie, sy intog gemaak het. Dis nie sommer maar net omdat dit al duur was dalk wat beskikbaar was nie. Daar's 'n rede daar agter. Maar kom ons bid saam voor ons hierdie skrifgedeelte lees. Here, dit is baie keer iets wat problematies kan wees in 'n sekere sin. Ons ken hierdie verhaal so goed van u wat u intog gemaak het. Ons kan dink, ja, ek weet al waaroor dit gaan. Maar ons bid dat ons vanoggend verras sal word dalk weer deur u, deur die man op die geleende donkie. Here, help ons om oop te wees vir wat u vir ons wil sê. Kom praat met ons. Ons bid, Heilige Gees, kom en vul ons, verander ons denke. Ons kan nie onsself regtig ten diepste verander nie. Dis u wat dit doen. So ons kom vra, ons nooi u in. Ons wil gehoorsame volgelinge van Jesus wees. Dit is wonderlik as mens die Bybel lees, hoe mens net weer deur iets getref word, elke keer. Ons weet u leef en u praat met ons. Ons bid dit alles in Jesus naam. Amen. So ek lees vir ons uit Matteus 21 vers 1 tot 11. Ek lees uit die 1983 vertaling. Toe hulle naby Jerusalem kom en Betfage aan die Olyfberg bereik, het Jesus 2 disippels vooruitgestuur en vir hulle gesê: "Gaan na die dorpie daar reg voor julle, en net soos julle inkom,
sal julle daar 'n donkie kry, wat vasgemaak is, en 'n vul by haar. Maak haar los, en bring hulle vir my. En as iemand vir julle iets daaroor sê, antwoord dan, die Here het hulle nodig, en hy sal hulle gou weer terugstuur. Dit het gebeur sodat die uitspraak van die profeet vervul sou word. Sê vir Sion, kyk, jou koning kom na jou toe. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die vul van 'n pakdier. Die 2 disippels het toe vooruit gegaan en gedoen wat Jesus hulle beveel het. Hulle het die donkie en die vul gebring, van hulle klere op die diere gesit, en Jesus het opgeklim. Die grootste deel van die skare het van hulle klere op die pad oopgegooi, en ander het takkies van die bome afgebreek, en dit op die pad gestrooi. Die mense wat voor Jesus geloop het, en die wat agter hom aangekom het, het begin uitroep: Prys die Seun van Dawid, loof hom wat in die naam van die Here kom. Prys hom in die hoogste hemel. Toe Jesus in Jerusalem ingaan, het die hele stad in beroering gekom en gevra: Wie is hierdie man? Die skare het geantwoord: Dit is die profeet Jesus van Nasaret in Galilea. Ons lees net tot sover. Ek het nou verlede Sondag genoem van Israel se eerste minister, Benjamin Netanyahu, wat onlangs gesê het, hulle is mos nou saam Amerika betrokke met daai oorlog in Iran. Hy het onlangs gesê, dit is eintlik nie genoeg om Jesus se voorbeeld te volg nie. Om met die waardes van Jesus te leef, gaan nie veel help nie. Eintlik is dit maar 'n bietjie naïef. En dis hoe baie mense dink. Die manier hoe Jesus sê ons moet leef, om ons vyande lief te hê, om te dien, om op te offer, is eintlik maar swak. Dit is nie die antwoord nie. Hy het hierdie Netanyahu het gesê, wat nodig is geweld. As daar nie mag en geweld is nie, dan oorwin die bose. So dit is basies, hy is nou nie 'n Christen nie, maar dis wat hy gesê het. En daar's baie sulke stemme daar buite. Moenie hierdie swak voorbeeld van Jesus volg nie, dit is iets in die verlede. Jy moet nou self beheer neem, jy moet sterk wees, of ons moet beklei, of ons moet ons vyande uit die weg uitry. Mens hoor baie sulke idees, maar dis nie die idee van Jesus nie. Dis nie die weg van Jesus nie. Hy het nooit geweld gebruik nie. Hy het selfs daar aan die kruis het hy gebid, Vader vergeef hulle, hulle weet nie wat hulle doen. Hy het nie engele gestuur en almal doodgemaak wat hom so laat lei het nie. So, mens moet vandag net weer besef, wie is hierdie man? Daai vraag moet ons oor nadink. Wie is hierdie man? Wat het hy geleef? Waarvoor het hy gestaan? En wat vra dit van my as sy volgeling? Natuurlik, as ons lewe verloor vir Jesus, of gee vir Jesus en die evangelie, dan kry ons lewe. So mens kry ook baie. Iemand het een keer gesê, Dietrich Bonhoeffer, hy het teen Hitler opgestaan, toe sê hy het nou 'n hele boek geskryf oor die koste van disippelskap. Dit kos 'n prys, 'n groot prys. Jesus kom sê eintlik vir jou kom sterf. Maar 'n ander persoon het weer gesê, wat is die koste van nie disippelskap? As jy kies om dit nie te doen, dan verloor jy mos nou eintlik alles. So mense kan nou so op twee maniere na dit kyk. Dit vra baie, maar jy kry ook baie. Jy kry alles wat jy nodig het. Jy kry die ewige lewe. So dis net belangrik dat ons moet besef, dit wat Jesus geleef het en gesê het, dit is nie gewild oral nie. Daar's baie ander invloede wat eerder sê, fokus op jouself. Moenie worry oor ander nie, fokus op jou mense. So fokus net op jou vriende, of wat ook al. Daar's baie sulke stemme. Vir Paasfees, die fees waar die Jode die bevryding uit Egipte gevier het, waar hulle nou onderdruk was as slawe.
het baie pelgrims na Jerusalem toe gereis. Dit was nou een van hulle groot feeste. Hulle sê gewoonlik was die bevolking 50.000, maar met hierdie fees sou dit groei tot 200.000. So daar was baie mense, daar was baie emosie. Die mense het ons nou fees gevier, maar hulle het ook gesmag na weer 'n bevryding. Na hierdie Messias wat sou kom, die koning, wat hulle sou kom red het van die Romeine wat hulle so laat swaar kry. Dit was in daai tyd ook maar so 'n klein deeltjie, dink 1%, het dit baie goed mee gegaan en was baie ryk, maar die meerderheid mense het swaar gekry, was maar honger, arm. Dit is maar hoe dit gewerk het. Hulle was baie onderdruk, amper maar weer nog steeds so slawe. So hulle het lank gewag vir die Messias en nou is hulle met hierdie fees bymekaar. So die Romeinse goewerneur van Judea sou met so 'n fees na Jerusalem toe gekom het. Maar is nie eintlik om die fees te vier nie, dis om daar te wees as daar moeilikheid uitbreek. Want as klomp mense so bymekaar is en daar's emosie en hulle vier fees en hulle kry swaar, dan weet mens daar kan moeilikheid kom. Daar kan 'n opstand kom, daar kan 'n revolusie begin. So die goewerneur sou daar gewees het vir as so iets gebeur het. Dan sou hulle wou gereed gewees het. Hulle sou ook nogals wou gewys het, onthou, ons is in beheer. Moenie teen ons opstaan, julle gaan slegs tweede kom. Hulle sou nou op verskillende maniere dit duidelik probeer maak. So, dit was 'n baie spanningsvolle tyd vir die Romeine eintlik. So klomp mense wat nou saamkom, Jode wat fees vier. So mense moet net verstaan, die Jode het regtig uitgesien en gewag vir hierdie messiaanse koning om te kom. Maar hulle het gedink, hierdie koning gaan 'n sterk militêre figuur wees. Hierdie persoon gaan kom en eintlik kom oorlog maak. Dit is hoe ons gered gaan word en bevry gaan word. En dan gaan hierdie koning op aarde heers. Dit was hulle verwagting. Jesus het natuurlik glad nie dit gedoen nie. So mense moet dit ook verstaan. Maar mense hoor van Jesus se gesag in vanoggend se gedeelte, sy goddelike gesag, hy is die koning, ware koning. Hy sê maar net vir hierdie 2 disippels, hy stuur hulle en sê, gaan haal hierdie donkie en die donkie vul, dis waar julle hom sal kry, en bring hom, sê ek het hom nodig. So, mens hoor van daai gesag. Jesus het dit gedoen, want toe hulle nou daai donkie vul vir hom bring, toe het hy die rydier waarmee hy sy intog wil maak in Jerusalem. Hy het dit beplan, hy was doelbewus dat hy so gaan inkom in Jerusalem. Dit moet mens verstaan, hoekom het hy op 'n donkie gery? Daar's baie belangrike goed wat dit sê. 'n Donkie was 'n koninklike rydier. So, as 'n koning op 'n donkie gery het, sou mense sou weet, okay, dis die koning. Maar dit sou ook sê, ek kom in vrede. Ek kom nie om oorlog te maak. As 'n koning gekom het met 'n perd, dan sou dit sê, ek kom om oorlog te maak. Want 'n perd was gebruik vir oorlog. 'n Donkie was 'n vrede, dit was 'n manier om te sê, ek kom in vrede. So dis wat Jesus eintlik kom sê. Hy kom nederig, hy kom in vrede. Maar die mense het dit nie so lekker raak gesien. So sy nederige intog op 'n donkie vervul die profesie van in Sagaria 9 vers 9 en Jesaja 62 vers 11. Maar daar word nou hierna verwys in vers 5. Dan hoor ons sê vir Sion, kyk, jou koning kom na jou toe. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die vul van 'n pakdier. So Jesus vervul daai profesie. So die mense het raak gesien, hy is die koning. Hy is die Messias. Hy is ons verlosser. Hulle het dit raak gesien. En dis hoekom hulle so bly was. Maar nou lyk dit, so uiteindelik kom hier nou bevryding. Dinge gaan verander. Dit is hoekom hulle so bly was. Die klere wat hulle op die diere gesit het en wat hulle
op die pad neergelê het. Dit alles, al daai goed, was maniere, die palmtakke wat hulle gebruik het en ook neergesit het. Dit was alles maniere waarmee hulle koning sou verwelkom. So hulle eer hom as die koning. Hulle lê eintlik die rooi tapuit vir hom uit. Dit is wat hulle eintlik doen. Want dalk wonder jy, hoekom het hulle klere daar neergesit? Hoekom het hulle palmtakke geswaai? Daar's al hierdie goed sê sekere goed. So hulle het raak gesien, hy is die koning. Ons verwelkom hom, ons is bly. Ons is ook bly daaroor vanoggend, dat ons koning gekom het, dat Jesus ons kom verlos het. So dis waarvoor hoekom ons ook fees vier vanoggend. As hy nie gekom het nie, was ons verlore en het ons geen hoop gehad nie. So hulle gebruik Psalm 118 vers 25 en 26 om hom as hierdie Messias, Messiaanse koning, die seun van Dawid te verwelkom. So hulle sê, prys die seun van Dawid, loof hom wat in die naam van die Here kom, prys hom in die hoogste hemel. Maar nou kom Jesus op 'n donkie. Soos ek gesê het, die donkie was 'n teken van vrede. Jesus kom neder. Hulle het gedink wat nodig is geweld. Hier moet iemand sterk ons kom red. Nou kom Jesus heeltemal op 'n ander manier. Jy kan die slide wys van die vliegtuig, Kobus. Net om dit bietjie te illustreer. Jy kan nog aangaan. Dit sou nou soos, as jy nou vandag half 'n voorbeeld moet gebruik, sal mens nou dalk sê nou maar Donald Trump gaan na 'n land toe met die Air Force One, dis nou daai Boeing, daai blou en wit een, hy kom so, of hy kom met 'n jet daar aan, wat missiele het en goed. Dit gaan ons nou iets heeltemal anders sê, as hy nou so daar aankom, as wat hy net met 'n gewone vliegtuig kom. As hy met 'n gewone vliegtuig kom, dan beteken dit, hulle gaan dalk bietjie praat oor goed, hy kom nou maar dalk heel waarskynlik in vrede. Nou daar in Iran gaan hulle met jets. Hy gaan nou nie self nie, maar hulle maak oorlog. So is maar net om dit so bietjie te illustreer. Maar die skare het nie verstaan wie is Jesus werklik, waarheen is hy op pad en hoe gaan hy dinge regtig verander nie. Jesus het mense verlos. Maar hy wil almal verlos. Hy wil vir almal die moontlikheid gee om gered te kan word. So hy wil nie net Israel gered het nie. Hy bring God se koninkryk. Hy wil nie net die koninkryk van Israel herstel het nie. So hy het op 'n baie meer omvattende manier kom verlossing en bevryding bring. Maar hulle het dit nie verstaan toe Jesus so inkom op 'n donkie. So hier was hulle nog bly, maar 'n paar dae later het hulle geskree, kruisig hom. Want nou voldoen Jesus nie aan hulle verwagtinge nie. Hy gaan nou ly. Hy lyk soos 'n verloorde. Hy lyk swak. Dit is wat deur hulle kop gegaan het. Maar Jesus het die oorwinning behaal oor sonde, die bose, die dood, die ware oorwinning. En hy regeer bo alles en al. Hy is die koning bo almal en alles. Dit moet ons onthou, want die wêreld is maar te mekaar en gebroke. Ons moet nie dit vergeet nie. So Jesus se intog in Jerusalem het ook 'n baie groot impak gemaak. Hy kom eintlik so eenvoudig met gemarginaliseerde mense, gewone mense, maar dit het 'n baie groot impak gemaak. Ons hoor dit ook in vanoggend se gedeelte. In vers 10 hoor ons, die stad het in beroering gekom. Mense in die stad het gewonder, wie is hierdie man? Wie is hy wat so koninklike intog in Jerusalem maak en hierdie toejuiging van die skare aanvaar? Dis waaroor die mense gewonder het. Wie is hy? Jesus het nie vir hulle gesê, bly stil, ek is hier die koning nie. Hy het hulle toegelaat om dit te doen. So almal sou weet, hulle sien hom as 'n koning nou raak. Maar nou, daar is 'n keiser. So dis 'n bedreiging vir hulle. So hier kom moeilikheid. En die skare was
waarskynlik 'n ander skare as die wat deel was van hierdie intog saam met Jesus. So toe daai vraag gevra het, wie is hierdie man, sê hulle, dis die profeet van Jesus, die profeet Jesus van Nasaret in Galilea. So, dis eintlik 'n respekvolle manier hoe hulle na hom wys. Maar daar in die stad, die mense daar was nie so vinnig soos die skare wat saam met Jesus geloop het, om te sê, hy is die koning, hy is die Messias. Hulle was nog nie daar nie, maar hulle het wel respek gehad, want hulle het gehoor wat Jesus dalk alles gedoen het in Galilea. So hulle sien hom as 'n profeet. Maar die belangrike vraag vir ons is, wie is hierdie man? Wie is Jesus werklik? En wat beteken dit om hom na te volg? Om hom te volg beteken jy moet jouself verloon. Jy moet 'n kruis dra en hom volg. So dit is vir ons elkeen weer die uitnodiging. Nou ek wil net so afsluit, jy kan aangaan, Kobus asseblief. En daar's 'n boek van Marcus Borg en John Crossan. En die boek se naam is The Last Week, What the Gospels Really Teach About Jesus' Final Days in Jerusalem. Jy kan nog aangaan, Kobus, daarso. So wat hulle eintlik sê, dit word nou in daai prentjie geïllustreer, maar hulle sê, toe Jesus nou sy intog gemaak het in Jerusalem, vanuit die ooste, het hy so gekom, op 'n donkie, gewone mense wat maar gemarginaliseerd is en swaar kry, eintlik heel magteloos, hulle het palmtakke in hulle hand, daar's nie wapens nie, daar's nie 'n weermag nie, dis hoe Jesus inkom. Hy verteenwoordig die koninkryk van God. Dit is wat hy kom wys, of wat hy wil laat bring. Aan die ander kant, sou Pontius Pilatus, die Romeinse gouverneur van Judea, vanuit die weste gekom het. Hy sou waarskynlik ook 'n intog gemaak het, want hulle wou wys, kyk hoe sterk is ons, kyk hoe magtig is ons. Hy sou op 'n oorlogsperd gekom. Hy sou oorlogsklere aangehad het. Daar sou wapens gewees het, soldate. Hulle sou geraas gemaak het, sê net maar met tromme. Mense sou hoor, ons is die Romein, ons verteenwoordig die Romeinse ryk. Ons is sterk, besop. So die kontras is so groot tussen hierdie twee. Die Romeinse ryk het vrede gehandhaaf, maar met geweld en met mag en met vrees. So hulle wou wys, ons is in beheer, besop vir ons. Dit het gelyk of Jesus glad nie 'n kans staan teen hierdie groot Romeinse ryk en hulle mag. Hy kom eenvoudig. Hy kom sonder wapens. Jesus is as mens nou na die kruisiging kyk, Jesus is in beheer, maar hy laat dit gebeur. Hy's in beheer, maar hy laat hom kruisig. Hy gee hom oor. Hy maak daai keuse want hy moet sy taak afhandel. So in Johannes Evangelie sê Jesus dan dit is volbring. Hy het sy taak voltooi. Maar mense moet dit onthou en mense moet eintlik daai vraag ook oor nadink. Watse parade wil jy volg? Want ons kan ook kies watse een wil ons volg. Wil ons die wêreldse sê nou maar parade kan mens nou maar sê volg, wat die wêreld sê belangrik is en nodig is, of gaan ons die heeltemal ander pad van Jesus kies? Die een van opoffering, liefde, selfs vir vyand. Dit is wat ons oor moet nadink in hierdie week. So, die wonderlike ding is, eintlik het Jesus 'n bespotting gemaak van die Romeinse ryk, wat dink hulle is so sterk en magtig, deur dit so te doen. Deur hulle met hulle wapen waarmee hulle dink, hiermee gaan ons grootste vyande uitsoek, die slegste mense. Hy gebruik dit en hy oorwin, deur die kruis. So, wat ook wonderlik is die Romeinse ryk met al hulle mag kon nie vir Jesus keer nie. Niks kon vir Jesus keer nie, nie eers die dood nie. So ons het regtig hoop, maar dit is in Jesus. Dit is nie in politieke leiers of in geweld of in geld of in, dit is in Jesus. Hy is ons hoop en hy gaan weer kom.
Kom ons gaan nou so gebed saam doen weer. So ons het nou bietjie dit geoefen. Ek sê die gedeelte langs voorganger en julle die gedeelte langs gemeente. Here, U het vir U disippels gesê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis dra en my volg. U het U kruis gedra uit liefde vir ons en vir die ganse mensdom. Here Jesus, ter wille van U kruis en lyding is ons vrygespreek deur geloof, skoon gewas van ons sonde en herstel in ons verhouding met God. Help ons om ons kruis in die wêreld te dra en om U te volg, totdat U ons saam met U in die koninkryk van God laat ingaan, waar U saam met die Vader en die Heilige Gees regeer, een God, nou en vir ewig. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Daar is nou geleentheid vir die gee van die dankoffers. Dan gaan 'n paar afkondigings ook gedeel word.
sê, kom ons kyk gou na die afkondigings. Daar is nou Dinsdag, sien ek 'n bazaarvergadering, maar Boets gaan net 'n bietjie meer uitbrei oor die bazaar. Donderdag, tweede is alweer sonskynklap. Ons vra maar weer, kom kuier saam, as jy nog nie daar by die klomp is nie, kom kuier saam, dis baie lekker. En dan Vrydag, moenie vergeet nie, Vrydag 9:00 die oggend het ons goeie Vrydag, ons het nagmaal Vrydagoggend die 3de. Die kantoor is nog gesluit tot die 2de toe. Ek gaan nie daar, en dan daar's nog van daai puddingbakkies. Die vrouediens verkoop so puddingbakkies, so 6 in 'n verpakking. Daar's nog 'n paar oor, verstaan ek. As jy nog belangstel, kontak van Anna asseblief daarso. Ons het lang hele paar mense op ons gebedslys vanmôre. Frans Conradie sukkel met sy gesondheid. Marianne van Sail, sy herstel by die huis na sy in die hospitaal was. Ek verstaan nou op die Rathbone sukkel met sy gesondheid. En dan Elsa Nel, verstaan ek, gaan môre, is dit reg, Elsa, môre in die week in vir operasie? Nee. En dan Maria Sutton en haar seun sukkel ook, gaan deur 'n baie moeilike tydjie. En dan innige simpatie daar aan Henk Milton en familie. Frida is oorlede. Die roudiens is nou môre, dink ek, 2 by ons in die gemeente. Ek het hier 3 name vir die verjaarsdag: Bani Barna, Jobbie Stoelman en Sunay Kap. Hulle verjaar vandag. Ons sê vir hulle baie geluk. Baie geluk, mag dit 'n mooi dag wees en ook dan vir almal wat 3 week verjaar, 'n mooi nuwe lewensjaar, vol vrede, vol liefde en God se seën word vir julle toegewens. Baie dankie. Goeiemôre almal. As ek al moeg om my al te sien, maar die bazaar nader, is nou so dit 2 maande vorentoe. Ek moet sê baie dankie op hierdie stadium vir al die bydraes wat al reeds ingebring is. Ek sien al kom glas botteltjies in, die botteltjies is bitter belangrik. Nou wil ek vra as daar mense is wat kennisse het of kontakte het vir vrugte, dan konfyte begin ingelewer word, en dit kan nie op die nippertjie gedoen word nie. Volgende met 'n soekie gepraat, so as jy weet van vrugte en goed, laat my weet asseblief. En dan Dinsdag aand 6:00 is daar 'n vergadering. Die vergadering is nie net vir die tafelkoördineerders. Die vergadering is ook vir almal. Van die wêreld se grootste uitvindsels het gebeur met die kleinste idee. Dit wat jy in die kop het, klink dalk vir u onbenullig, maar kom nou ons met idees, kom ons wees anders te doen ander dinge dat ons nie sê afgesaag elke jaar dieselfde ding doen nie. So as jy iets het, noem dit, as jy nie wil bywoon nie, stuur net vir my 'n boodskap, maar onthou net, partykeer dink 'n ou so tunnelvisie dat 'n mens nie dink aan al die ander dinge wat 'n ou kan doen om dit meer plesierig en die gemeente meer te betrek nie. Maar sover baie dankie vir dit wat al reeds ingegee is, en sterkte vir almal vir die week. Baie dankie. Ja, dankie. Die ander ding is, ons het 'n geweldige groot prys ontvang vir verblyf weg. 2 pryse vir naweek weg. So binnekort sal in die week sal ons uitstel van die Loetjie-prys vir fondsinsameling. So wees bewus daarvan, dis 2 regtig lekker pryse wat die gemeente sal help om vir die kerk fondse in te samel. Baie dankie. Ja, baie dankie aan almal wat daar betrokke is. En daar is nou vrugte gevra vir ingelegde goed, maar ook as jy weet van iemand wat vrugte kan gee wat mens kan verkoop. Dit help ook baie. Ons het laas jaar lemoene gekry. So asseblief, of as jy iemand ken wat wild kan gee of vlakvarke of bokke of wat ook al. Ek wil nou, as ek nou aangaan, gaan dit al hoe duurder raak. So stop maar daar. Die vleis is ook maar duur en die petrol en alles gaan op, maar partykeer kan iemand dalk gee. Jy ken dalk iemand wat dalk dit kan doen. So ons moet maar net uitvind ook, laat weet maar
Anton help ons ook altyd baie met die verwerking van die vleis, so dit help ook baie. Maar elke bydrae help, so dit is belangrik. Dankie vir al die bydraes ook so ver. Ons slotlied is, ek leef binne U Heer. Kom ons staan en sing hierdie lied saam. Amper het Pieter om weer begin van voor. Ontvang nou die seën van die Here. Mag die liefde van die Here Jesus ons na hom toe trek. Mag die krag van die Here Jesus ons sterk maak in sy diens. Mag die vreugde van die Here Jesus ons vervul. Mag die seën van die almagtige God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees tussen ons wees en vir altyd bly. Amen. Ons sing gaan dan heen vir oggend.